Goeiemôre en welkom van my kant af. Dit is so lekker om saam julle vanoggend hierdie tyd deur te bring. Julle almal lyk daarom wakker. Julle lyk so klein bietjie koud. Daai geklappery wat jy hoor is dalk iemand langs jou se tande. Maar dit is vir ons so lekker om hier saam met julle die tyd deur te bring. Ons land vandag 'n reeks, as jy saam met ons die laaste maand of so die pad gestap het. Ons het aanvanklik begin met so tussen Paasfees en Pinkster, waar ons vandag is, het ons beleef as 'n gemeente, as 'n leierskap, as 'n kerk. Die Here wil saam met ons 'n stuk woord kom vasmaak oor wie hy vir ons is en wat hy deur ons lewens doen. En ons het begin met hierdie naam, Immanuel, God met ons. En soveel keer dan beleef ons daai waarheid as God wat net iets vir my doen. En dis waardig, nee, dis die waarheid. Amen. God doen iets vir my, maar daar's ook iets wat hy met my doen. Immanuel is nie net God saam met my in die omtrek en in nabyheid nie. Hy doen ook iets, hy vermag iets, hy bring 'n stuk krag na my lewe toe en ons erken dat dit uitspeel in soveel meer. Ons het die eerste week ons bietjie saamgesels oor hoe Immanuel, God met en deur jou in 'n persoonlike hoedanigheid in jou lewe iets kom doen wat 'n mens nie kan nie. Ons het ook gesels oor hoe dit lyk wanneer die Gees deur jou in jou huisgesin werk, in jou familie, en hoe familie iets naby is aan God se hart. Ons het saamgesels oor hoe dit lyk in die werksplek en vandag gaan ons bietjie saam kyk hoe dit lyk binne 'n gemeenskap. So net met daai vinnige bietjie opvang. Dit is my so interessant, ek weet nie of jy dit al teëgekom nie, maar die mens het 'n ongelooflike honger vir meer van God. Het jy dit al opgetel? Ek weet jy in jou klein groep, in jou mannegroep, in jou vrouegroep, ergens in 'n kursus, ergens by 'n braai, ek tel dit op dat mense het 'n honger en 'n dors van meer van God. Amen. Ek weet dit klink dalk nie baie positief nie, maar ek dink dit is. Kom ons stel dit so. Het jy al ooit gehoor as iemand vir jou vra, "Hoor, dink jy kan meer van die Here beleef?" En sê hulle, "Nee, ek is vol, hoor. Ek is versadig. Ek het genoeg van God laasweek beleef. Ek dink ek is okay vir hierdie week." Het jy dit al gehoor? Dis absurd, dis malligheid. Daar's hierdie natuurlike honger vir meer van God, maar terselfdertyd beleef ons vervulling. Dis nie asof ons God beleef as ver en onbekombaar nie, dis hierdie eintlik dubbele werking, nê. Ons beleef hom en ons erken dit en ons sien hom in ons lewens persoonlik en hoe hy deurbraak bring, hoe hy in my gesin werk, in my familie, en dit is genesing en herstel en die beloftes van God, maar ons soek nog, nê. Ek hoop jy beleef dit. Ek hoop jy tel dit op, want dit is hoe dit lyk. Wanneer ons erken, ons sal nooit genoeg van die Here beleef nie. Ons sal nooit eintlik versadig wees en kan sê, nou het ek genoeg gehad nie. Dis om te sê, weet jy, ons het so 2 of 3 goeie jaar van die huwelik gehad. Ek dink jy dit gaan beter word van hier af nie, so ek dink kom ons call dit nou maar net. Jy weet, dit was 'n goeie 3 jaar. Dankie. Jy weet, ons het gekry wat ons wou. Nee, dis 'n lewenslange reis van verdieping, van vermeerdering, van ontdekking. Dis wat dit is binne in geloof. Dis my interessant, ons soveel keer verwys na die werking van die Gees en hoe die Here met ons werk, deur ons werk, in so oomblikke van aanbidding, dan dink ons, die Gees kom in werking net wanneer dit hierdie baie geestelike oomblikke is. Hierdie baie geestelike oomblikke, nê. Wanneer net in die tye van aanbidding, of in hierdie bovertrek oomblikke, of hierdie ernstige oomblik, daar is waar ons iets beleef van die Gees. En dan saam met dit is daar hierdie emosionele verwagting, dat ons hierdie iets gaan beleef, iets gaan voel. En ek dink nie daar's iets verkeerd wanneer ons dit in daai konteks beleef nie, maar ek dink as dit al is waar ons die Gees sien werk, dan mis ons iets. Want alles wat vandag gaan volg, is wat ek in 'n paar minute saam met jou wil kuier, deur wat ons as 'n leierskap beleef, wat ons as 'n gemeente beleef vir hierdie seisoen nou, 'n stuk van ons roeping, dan moet ons verstaan hoe die Gees met ons werk in ons alledaagse lewe. Ons moet verstaan hoe die Gees ons roep na meer. So ek wil jou vandag op hierdie reis vat saam met my. Ek wil net so 'n oomblik die wonderwerk van Pinkster met jou deel, en ek dink dit is so merkwaardig vandag dat ons dit ook hier erken. Is dat toe die Gees uitgestort is, was dit nie net 'n wonderwerk in 'n bovertrek oomblik en ons dink terug na daai oomblik toe en sê, Here, ag, dis amazing dat die Gees daar uitgestort was nie.
Maar is die waarheid dat die wonderwerk is wat daarna gebeur het. Dat die Gees iets kom doen het deur normale mense se lewens in die openbaar. Dat die wonderwerk nie in 'n boefretrek was nie, maar dat die wonderwerk in die strate beleef was. Ek weet nie waar's jy in jou geloof vandag en hoe groot jou aptyd is om uitgedaag te word nie. Maar ek dink daar's iets te sê vir hierdie. Is hoe lyk 'n lewe waar die Heilige Gees so gevul het, dat dit fisies sigbaar is in die plekke waar ons beleef en waar ons beweeg. Dat elke vertrek, elke verhouding en elke vlak van funksionering, is dit duidelik. Die Gees is hier. Immanuel, God is hier met ons. Hy werk deur ons. Ek wil vir 'n oomblik, ek het 'n paar keer myself in hierdie oomblikke bevind. Waar soveel keer dan val ons in 'n roetine. En dit raak maar normaal, nee, ek dink dit is geldig vir baie goed in ons lewens. Dis amper asof ons gewire is, dat daar sekere goed wat 'n ritme begin optel en dan hou hy maar net aan. En ergens dan besef ons dat as hierdie ding maar net elke week 'n millimeter skuif, oor 'n jaar het hierdie ding 'n redelike hoeveelheid geskuif. En ons val in hierdie radwerk en ek dink daar's fout daarmee om stabiliteit en sekerheid in jou lewe te wil hê nie, maar ek dink daar is iets te sê vir wanneer ons te gewoond raak aan hierdie lewe. Te gewoond raak aan die goed wat maar net gebeur, maar net normaal is. Dis amper asof ons die verwagtinge van dit wat God kan doen, elke dag so bietjie verlaag. Want die dinge rondom ons is mensgemaak. Vir 'n oomblik, net saam met my, wys na een ding in hierdie vertrek, wat nie deur 'n mens gemaak is nie, buite 'n mens. En 'n mens het ook 'n aandeel daar. Is daar enigiets hier? Kyk rond, asseblief, help my. Is daar iets wat jy hier sien wat nie mensgemaak is nie? Daai stoel, jou skoen, jou bril, jou selfoon, die teëls, die mure, die bakstene. Dis mensgemaak en die wêreld rondom ons praat van die mens en ek sê, dalk is dit moontlik dat iets van ons verwagting van dit wat God deur my lewe kan doen, die hou wat hy kan slaan waar ek nou is, dat ons nie daai moet verlaag nie, maar dat ons moet meer verwag, meer hoop, meer vertrou. Jy sien die Gees wat deur ons werk vir hierdie gemeenskap, ek wil vandag twee goed net so vinnig uit die standspoor uit vir jou sê, en dan gaan ons 'n bietjie deur die skrif kuier. En ek sê dit regtig met integriteit, ons span sit hierso, van hulle is daar bo. En ek sê dit met oop en eerlikheid, hierdie tyd saam is nie om jou na 'n plek toe te manipuleer nie. Dis nie om jou te probeer arm druk in 'n rigting wat jy nie meer gemaklik is nie. Dis nie waar hierdie preek, hierdie kuier gaan nie. Die tweede ding wat ek vir jou wil sê is ons as 'n leierskap, as 'n kerk is, in die Engels sê dit deeply burdened. Ons voel hierdie gewig op ons van 'n stuk van ons roeping wat ons voorvertrou. Ouens, ons is hier as 'n verlenging van Doxadayo se roeping in die groter familie. Ons is afgesonder vir Centurion, vir Littleton en selfs die omliggende areas. Die Here het vir ons hierdie grond voorberei soos die beloofde land. Maar net minder as 'n jaar terug sit ons saam in Monumentlaan en ons bid en ons vertrou Here, ons sê stuur ons. Hier is ons hele gemeente steek hand op, gebruik ons. En ons kom op hierdie oortuiging in ons binneste af dat ons is 'n gemeente vir die gemeenskap. En die Here kom plaas ons amper in 'n sentrale hub van aktiwiteit tussen die skole en die leierskap en die personeel en die ouers wat hier verteenwoordig is. En soveel van julle wat se gesinne en families en besighede en werksplekke hier verteenwoordig is, en ewe skielik maak dit sin. Dat ons kom nie net saam om 'n paar liedjies te sing en 'n paar geestelike aktiwiteite deur te sien nie. Die Here is besig met hierdie groep. Amen. Dat jy's afgesonder, jy's hier vanoggend want die Here het 'n saak met wat hy deur jou wil kom doen in hierdie gemeenskap. En ons erken dit, ons sê Here, dit is wat Immanuel vir ons beteken. Dit is die Gees deur ons vir iets vir hierdie spasie.
baie van julle wat my ken, weet ek's baie lief daarvoor om in Handelinge na die vroeë kerk te kyk en ek wil vandag vir julle sê ek gaan nie weer deur Handelinge 2 preek nie. Ek dink ek het dit al klaar 6 keer hierdie jaar gedoen, maar hier is iets interessant. Daar's iets wat opnuut my aandag gevang het en ek wil dit gou vir 'n oomblik vir jou wys want ek dink daar's iets van hierdie wat baie van ons kan erken in ons lewens ook gebeur. Net so vinnige overview, Handelinge 2, die eerste kerk ontstaan is Pinkster en almal is op een plek by mekaar en hier kom 'n geluid uit die hemel uit en dit is hierdie geweldige stormwind, hulle beleef dit is tonge van vuur en almal is gevul met die Heilige Gees en ons sê dis 'n geestelike oomblik daai nê. Maar die oomblik daarna, direk na dit, in Handelinge 2, gebeur iets wat ek dink meer radikaal is, as sigbare tonge van vuur, wat op mense se koppe kom sit. Iets wat baie meer beïndrukbaar is as dit, way more impressive. En dit is dat mense reageer. Doodgewone mense reageer en hulle word eensgesind. Hulle kom tel iets op van dit wat God kom doen in hierdie gemeenskap. 2000 jaar later, vriende, verwys ons aan daai oomblik toe en dit raak amper 'n kinderbybel storie vir ons. Maar leef jouself gou daarin. In hierdie oomblik waar ons nou is daar eensgesindheid oor ons roeping. Is jy op dieselfde bladsy as die res van ons gemeente oor wat God jou voorroep vir hierdie seisoen? Hallo? Kreen, sê amen, doen iets. Ek lees hierdie en ek sê, Here, hierdie is nie net ver terug in die geskiedenis van die kerk nie. Hierdie is 'n nou prentjie. Hulle is eensgesind. Hulle vat hulle grond, hulle besittings. Dis belaglik, hulle verkoop dit, hulle vat daai geld, hulle begin dit te versprei waar daar behoefte is. Dis die Gees deur ons vir ons gemeenskap. Hulle sien die nood. Hulle het getrou by mekaar gekom. Hulle het van huis tot huis beweeg. Hulle het gemeenskap gebou, gemeenskap beleef, maar dan ontstaan daar 'n bekleierery. Kan ek dit gou vir 'n oomblik, hallo julle, is julle hier saam met my? Hulle beleef hierdie incredible oomblikke van die Heilige Gees. Mense praat in tale. Jode, Grieke, Romeine, hulle almal is belaglik. Die Heilige Gees word uitgestort, die woord word verkondig, elke nasie en taal wat daar verteenwoordig is, hoor die evangelie, ontmoet vir Jesus. Duisende mense kom tot bekering. Hulle verkoop hulle grond. Hulle gee hulle goed weg. Die Heilige Gees is besig in hierdie gemeenskap en dan 2 hoofstukke later beklei hierdie klomp oor wat? Oor kos. Beklei oor kos. Hallo? Het jy al dieselfde Bybel as ek gelees? Hoe verkoop jy jou huis in Littleton Manor? Gee die geld weg en dan 2 weke later beklei jy met iemand oor 'n bord kos. Hallo? Hoe gebeur hierdie? Dis my interessant, die reaksie van die leierskap, die reaksie van die leiers, van die apostels is die volgende. Hulle sê, gaan, dis 'n baie praktiese ding hierdie, baie logistieke ding. Hulle sê die onregverdigheid wat hier geskied, die feit dat van die Jode, jy weet, oorgeskiet word en oorgekyk word en daar's onregverdigheid. Hulle sê, stel 7 manne aan. En dan staan 'n paar vereistes, nê. Jy het dit al raak gelees. Dat hulle goeie reputasie agter hulle naam het. Aan die ander woorde, ons kan hulle vertrou. Dat hulle gees vervuld wees. Dis interessant en dan dat hulle wysheid het. Nou dink ek vir myself, dit klink baie impressive. Maar hulle moet broodjies uitdeel. En daai is nie noodwendig 'n high level task as jy my vra nie. Om kos uit te deel volgens die verwagting dat dit regverdig is en almal dieselfde hoeveelheid kry, klink nie vir my soos 'n baie hoër graad aktiwiteit nie, maar die standaard word daar gesit. Goeie reputasie, ons wil hulle vertrou. Hulle moet vervuld wees met die Heilige Gees en dink ek, daai is geestelike broodjies wat hulle uitdeel hoor. Ek meen daai broodjie is oorgebid, nie geprofeteer. En dan moet hulle wysheid hê. En ek dink vir myself, wag, wow, ek dink dalk is iets. Ek dink dalk is iets. So wat hier gebeur het, is dit was nie net 'n praktiese en logistieke uitdaging nie.
En wat ons hier beleef, dis nodig dat ons dit verstaan, is nie net praktiese en logistieke uitdagings rondom ons nie. En ons kan die lys maak, en ek gaan nou oomblik 'n paar van hierdie goed vir jou uitlig. Wanneer ons praat oor ons gemeenskap, maar hier's die punt. Daai was nie 'n praktiese issue nie. Dit was nie 'n logistieke probleem nie, dit was 'n geestelike probleem. En hulle erken, ouens, dat as ons hierdie oomblikke beleef waar die Gees met en deur ons werk, dan het ons nodig om te erken, ons het daai selfde krag nodig, selfs as dit kom by ons normale lewe. Dat vir hierdie klomp wat saam was, het hulle gesê, die verwagting is, dat ons Gees vervuld elke area van ons lewe aanpak. En die feit dat onregverdigheid geskied, is maar net 'n simptoom. Wat sê? Dalk het ons afgewyk van wat die Gees deur ons wil kom doen. Dalk het negativiteit en ongeloof ingekruip, ongehoorsaamheid ingekruip, omdat ons dalk afgewyk het van dit wat die Gees wil kom doen deur ons. Dit is so maklik dat ons na die kerk kyk, ons sê die kerk moet oplossings bring, ouens, hier's goed wat nie lekker is nie. Hier's probleme en mense trek swaar en ons sukkel deur goed en die kerk moet oplossings bring. Sê maar, wie is die kerk? Wie is die kerk? Jy is net soveel deel van die kerk as ek. Hierdie is net soveel jou kerk soos wat dit enige van ons se kerk is. Sê ons, wie se probleem is dit? Sê ons, hier's gesinne wat deur moeilike tye gaan, hier's tieners wat deur trauma gaan, hier's enigiets van tragedie tot rampe, tot teleurstelling en verlies wat gebeur, en ons sê, waar's die kerk? Jy's die kerk. Dis die punt. Dis die punt. Hier kom hierdie ouens met 'n gestryery oor kos. En die ouens sê, wow. Ek dink nie julle verstaan, Immanuel, God met ons. Met die oortuiging dat die Heilige Gees nodig is vir elke area van ons lewe nie. Dis nie gecompartmentaliseer nie. Alles. Die krag van die Gees nodig. Dit was die geestelike uitdaging in gemeenskap. Ons kan hierdie erken, ouens, ons het soveel goed om ons, wat ek dink behoefte is, wat vir ons 'n ongelukkigheid na vore bring, 'n heilige ontevredenheid. Maar niks van hierdie goed rondom ons is net praktiese en logistieke issues nie. Daar's 'n geestelike issue hier. Die Heilige Gees soveel keer word gesien as die een wat net die geestelike gawes laat manifesteer, en is hierdie hoë geestelike oomblikke, en mense moet rondrol en omval, en karre se bande en trekke se tyres, en rare se bande. En dan dink ons, dis die werking van die Heilige Gees. Nou, ek sê dit nou half ligtelik, en ek spot nou so 'n bietjie, en verskoon my as jy aanstoot neem met dit. Maar die punt is, daai is nie die werking van die Heilige Gees nie. Die werking van die Heilige Gees is wanneer 'n gelowige opstaan en sê, ek het u krag nodig in en deur my, Immanuel met en deur my, want hier is goed in hierdie area wat u my voorgeroep het, en ek het nie die vermoë om hierdie goed aan te pak in myself nie. As dit so maklik was, dat 'n paar mense oplossings kon bring, hoekom is dit nie al gefiks nie? Dit is nie hierdie gesprek nie, die gesprek is, Here, u roep ons in 'n geestelike area in 'n gebied in. En ek wil met jou praat in 'n oomblik oor ons gemeenskap, en hier's wat dit vir ons beteken. Ouens, ons het gesê vir mekaar, ons gaan nie net mooi goed vandag preek en net mooi goedjies sê nie. Dan stap ons hier weg en dan drink ons 'n lekker koffie en eet 'n stukkie melktert en vat 'n middagslaapie en dan vergeet ons. Dit wat die Here die laaste 4 weke in die Gees met ons kom doen het nie. Ons gaan nie dit doen nie. So wat ons eintlik ons hart op die tafel is dat ons kyk in hierdie oomblik na ons gemeenskap. Na wat aan die gang is in Centurion, wat hier verteenwoordig word. En daai lys is lank en ons het gesê, Here, hier moet u help. Wat gaan ons doen met al hierdie goed? En ons het 3 goed afgesonder. Daar's 3 goed wat ons sê, dit praat die hardste met ons hart vir hierdie seisoen. Is daar ander goed? Verseker. Is hierdie die enigste? Nee. Maar hierdie is wat ons beleef. As 'n leierskap, as 'n gemeente, as 'n kerk, waar God ons kom roep. Ons noem dit die Immanuel projekte. Ons het nie hierdie naam uitgedink, omdat dit slim was nie. Dit praat iets van dit wat gebeur het in die laaste 4 weke. Ons
preek nie net vir preek syk nie. Ons vertrou die Here kom challenge ons, kom lei ons. En hier's wat gebeur het, is ons erken hierdie is God met en deur ons, eerstens met ons houproses, ons kosstoor. Kan ek net gou vir 'n oomblik, wil ek met jou praat net oor die behoefte, en baie van julle wat hier sit vandag, kan hiervan getuig. Want ons dink die kosprojek is vir, jy weet, vir boemelaars of ouens daar op die straat, dan pak ons vir hulle 'n kospakkie. Nee, in die laaste 5 maande het ons omtrent 9 gesinne, wat elke week saam met ons hier sit in kerk hou, kos voorsien. 9 gesinne. Die kleinste moontlike kospakkie is 'n pakkie van 2 mense. Die totale hoeveelheid is omtrent so R600. Ek weet nie hoe lyk jou kruideniersbegroting nie, maar R600 blaas ons in 'n week, maklik. 600 is nie baie nie. Dan gee ons dit vir iemand, dis 'n kospakkie. Van waar af kom daai? Van waar af kom daai geld, daai hulpbron? Van waar af kom dit? Kan ek gou vir jou sê, hoor gaan my hart hierso. Dis die mense in hierdie gemeente wat gesê het, 'n behoefte van gesinne wat down on their luck, daar het 'n paar goed opgesteek, of was 'n paar rekeninge, of wat 'n paar goed gebeur. En hulle het regtig net nie kos nie, en ons kinders, en dis die man en die vrou, en dit is amper vernederend om te kom vra vir 'n kospakkie. Kan ek net ietsie sê wat my weggeblaas het? Hierdie is nie nuwe nuus vir enigiemand nie. Niks van hierdie is nuwe nuus nie. Julle weet ons kerk gee kos gratis en verniet vir enigiemand wat dit nodig het, né? Hallo, julle weet dit. Dieselfde week wat ons 'n kospakkie vir iemand gee. Wie van julle was hier saam met ons met Hemelvaart verlede week? Het ons lekker hier gehoorship het en ons het sop geëet. Hallo, was julle hier? Was julle hier vir Hemelvaart? Ons het lekker sop geëet, nee. Een van daai gesinne wat 'n kospakkie ontvang, het 'n 5 liter pot sop gaan maak en dit hiernatoe gebring. Hallo? Maak dit vir jou sin, hoor jy wat ek vir jou sê? 'n Enkel mamma wat letterlik nie deur 'n maand kom nie, gee elke maand 'n 10de. Dink ek vir myself, Here, met die enkel mamma dag gee een persoon, was my vir dit, hoeveel was dit, oor die R10,000, oor die R10,000 vir enkel mammas. Die garage by die pad af gee R3,000 se petrol vouchers, in 'n tyd waar petrol die flippend duurste was nog. En ek kyk na hierdie goed en ek sê, Here, wag, hierdie is nie net praktiese goed nie. Dis nie net logistieke goed nie, hierdie is nie rand en sent en pakkies pasta en koekmeel nie. Hier is iets van die gees wat mense na mense toe draai. As ons praat van 'n roeping vir die gemeenskap, is dit, dat God elkeen van ons hier wil kom lei om ons na mense toe te draai, want daar is geestelike uitdagings hier. En ons sê, Here, kom gebruik ons. Kom gebruik ons. Saam met Hope, ons het 'n kinderhuis, weet jy van dit? Weet jy dat ons 'n kinderhuis het met 12 kinders hier in Littleton? 'n Plek van stabiliteit, van veiligheid. Wie se kinders is daai? Antwoord my. Wie se kinders is daai? Dis ons kinders. Dis ons kinders. Wie sorg vir hulle? Ons doen. Hoekom? Want ons is die gemeente wat geroep is vir die gemeenskap. En ons het gesê, Here, kom draai ons harte na behoefte toe. Ek wil nie in dit geboelie word nie, ek wil nie in dit gemanipuleer word nie, ek wil nie gestrang word in dit nie. Ek vertrou Heilige Gees, kom draai my hart na my gemeenskap toe. En baie van ons is daar, kan ek dit net sê, ons beleef dit, ouens, ons doen regtig. Ons probeer nie 'n ding hier druk wat nie alreeds daar is nie. Ons beleef dit tans. Ons harte word gedraai na ons gemeenskap toe. 'n Laaste een, en dan gaan ek vir jou 'n bietjie sê wat ons hart is met hierdie goed is. Ons skolebediening. Ons skole is gebroken. Ek weet nie of jy hierdie goed beleef nie. Ek weet nie hoeveel jy te doen kry met dit nie. Die van julle wat kinders in die skool het, jy weet waartoe daai kinders gaan. Maar meer as net die kinders in daai skole wat verteenwoordig word daar, die personeel, die ouers, die hoof, die leierskap, die gemeenskap, die gesinne. Die Here kom plaas ons in hierdie spasie met oop deure, 2 departementele staatskole,
maak julle deure met so spoed oop, dit klap. En sê, kom en bedien. En ons plaas jeugwerkers in hierdie skole en daai jeugwerkers word befonds en betaal deur ons gemeente. En al die aktiwiteit wat ons doen in daai skole, in hierdie skool, in die laerskool, word befonds deur ons gemeente. Niemand anders te staan pa vir daai goed nie, ons doen. En hier is die interessante ding, ouens. Ons jeugwerker rekening is al vir 3 jaar in die rooi. Ons hou nie op bedien nie. Ons trek nie jeugwerkers uit skole uit nie. Ons dank hulle nie af nie. Ons hou aan en vertrou. Ons sê die Here gaan daai rekening erns sort, maar die punt is, as ons vandag ons deure moes toeklap, as ons vandag hierdie kerk moes toemaak, gaan iemand ons mis. As ons vandag moet sê, ouens, let's call it quits, beweeg aan, maak toe, begrawe hierdie roeping, vergeet van die gemeenskap. Ons maak nie hierdie deure toe, dis net ons. Kom ons geniet net mekaar. Gaan ons gemeenskap ons mis? Ek dink so baie daaraan, wat oor 50 jaar, oor 40 jaar gaan hulle sê, van wat hier gebeur het. Wat gaan hulle sê? Ja, hulle het mooi liedjies gesing, fantasties. Sê hulle het nice potjie kos daar gehad. Ouens, wat gaan hulle sê oor die lewe wat jy spandeer het in geloof? Wanneer hulle praat van daai mannegroep in 2026, daai selgroep, daai groepering mense, daai leiers, daai kerk, daai gemeente, wat gaan hulle sê van ons oor 30 jaar, oor 40 jaar, oor 50 jaar? Want 2000 jaar later sê mense nog steeds iets oor 'n kerk. Een kerk van miljoene kerke. Een kerk, 2000 jaar terug, wat radikaal na hulle gemeenskap toe gedraai het. Ouens, ons speel nie kerk nie, ons doen nie. En ek wil jou vandag na daai plek toe roep. Ja, ons het so 'n burden in ons harte vir hierdie, Jenny, en ons het so 'n burden vir dit. Ek ry in my kar, dan gee ek daai kospakkie vir daai persoon. Sê ek, Here, dit kan nie net dit wees nie. Dit kan nie net dit wees nie. Ons het soveel in ons gemeenskap waarvoor ons vertrou. Ons gaan reageer in 'n tyd van aanbidding. En ek het 2 goed vir jou gesê in die begin van ons tyd saam. 1, ek wil jou regtig nie druk in 'n rigting nie. Ek wil regtig jou nie druk in 'n rigting nie, maar ons as 'n leierskap en as 'n kerk en 'n gemeente erken hierdie vandag. Ons vertrou dat die Here iets gaan kom doen in hierdie oomblik wat 'n mens nie kan doen nie. En dit is om 'n hart te draai na iets toe. Ek kan dit nie doen, ek het nie daai kapasiteit nie. Ek kan dit nie doen nie. Kan jou met niks forceer nie, ek kan jou nie oortuig van enigiets nie, ek kan jou nie sleg voel nie, ek kan jou nie manipuleer nie, ek kan niks van dit doen nie. Net die Heilige Gees kan in 'n oomblik vir jou sê, hierdie is jou gemeenskap. Hierdie is waar jy jou geloof uitleef, hier is waar jy kerk doen. Waartoe draai jy jou hart? Hierdie is nie net 'n geldgesprek nie. Dis nie net 'n geldgesprek nie, hierdie gaan oor die geestelike verantwoordelikheid wat ons vat. Is dit glamorous? Nee. Gaan ons famous wees? Nee. Maar hier is mense se lewens wat in 'n oomblik van behoefte en nood na God toe draai en sê, Here, wie gaan U stuur? Wie gaan U gebruik? En ons het gesê, ons. Hier staan ons nou. Daar is die geleentheid. So ek wil jou aanmoedig in 'n tyd van aanbidding, wil jy nie vir die Here vra? In een enkele sin, Here, kom breek my hart vir dit wat U hart breek. Kom draai my na mense se behoefte toe. Ek kom sien raak in my gemeenskap. Dis maar net 3 van die goed. Ek sit en ek berei voor vir hierdie en dan maak ek die lys. Hier is my notas. As jy dit wil hê, kom vra, ek gaan vir jou stuur, jy gaan sien. Ek maak daai lys. Ek sê, Here, hier is soveel goed, hier is soveel goed. Dit klink everywhere. Ek haal goed af. En ek voel die Gees sê vir my, as jy getrou is met die min wat ek vir jou gee, sal daar baie meer. As die Here ons kan vertrou met 'n kinderhuis, 'n kosstoor en met 2 jeugwerkers wat 2000 gesinne verteenwoordig en bedien.
As hy ons met dit kan vertrou, sal hy ons met meer vertrou. En daar is baie meer. Amen. Beleef jy dit? Amen. Ek wil jou nooi, wil jy saam met my staan? Ons gaan in 'n tyd van aanbidding ingaan. En wil jy net hierdie tyd vat en sê, Here, kom draai my hart na hierdie toe. Kom draai my hart na ons omgewing, na ons gemeenskap, na ons roeping, dit wat U ons na toe roep. Ons sal deur 'n tyd in aanbidding. Amen.